Hallo julle almal, dit is so lekker om julle weer saam met ons te hê. Ons sien uit na 'n amazing diens en ek hoop jy het 'n great lang naweek sover en geniet hierdie diens net saam met ons. My victory. When all I see is the mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you. Hallo julle, dis so lekker om vandag weer saam met julle te kuier
hier so oor die lang naweek en ons as kampus sien so baie uit na die volgende seisoen. Eintlik die hele Doxodeo waar disippelskap so groot fokus gaan wees en met ons follow campaign wat afskop volgende week, vertrou ons dat daar al reeds 'n stuk opgewondenheid in jou hart is om saam met ons te journey vir daai 6 weke, maar ons gaan jou later verder net meer vertel ook van dit. Nou, ek wil vandag met jou gesels oor seker die beste voorbeeld wat ons het oor disippelskap, en dit is die disippels self. Ek dink die transformasie wat ons sien in hulle lewens, is daar klomp lesse wat ons daaruit kan leer. Mense wat besluit het, luister hier, ek gaan vir Jesus volg, en waarvan die effek so groot was, dat hulle uitgegaan het en hulle letterlik die wêreld gaan verander het. En glo ek dat die kerk van vandag hier is as gevolg van mense wat deur 'n proses gegaan het en besluit het om dit te gaan doen wat die Here vir hulle gesê het om te doen, en dit wat hulle in hulle harte te voel. Nou, ons gaan nie deur al 12 disippels gaan nie. Ek wil vandag fokus op 4 disippels, en ek wil amper ietsie van 'n prentjie vir jou inkleer van wie hierdie persone was en die effek wat disippelskap op hulle lewe gehad het, asook net die interaksie met mekaar. En die eerste ene is, of die eerste beginsel is eintlik 'n beginsel wat ons reg deur die bank deur al 12 sien. En is 'n beginsel wat ek en jy ook in ons lewe moet vasmaak in ons harte. En dis die hele gedagte van opoffering. Is dat wanneer ek besluit, ek gaan 'n volger van Jesus wees, is daar sekere goed wat ek opoffer, wat ek sacrifice in my lewe vir iets groter. Ons sien die storie in Lukas 18 van die ryk jong man, waar hy kom na Jesus toe met 'n goeie begeerte. Hy sê, luister, hoe gaan ek die koninkryk van die Here beerwe? En Jesus sê vir hom die volgende, en hy sê vir hom, luister, jy gaan verkoop alles en volg my. Nou, vir daai ryk jong man was die sacrifice wat hy moes maak, is om sy aardse besittings op te gee en om Jesus te volg. En ongelukkig in daai storie sien ons hoe hy teleurgesteld was en hoe hy nie bereid was om die opoffering te maak nie. En ons lees nie weer in die woord van hom nie, maar dit wat ons sien in die disippels se lewe, is dat hulle het hulle lewens gestop. Hulle het goed opgeoffer om Jesus te volg. En ek wil jou amper die vraag vra, wat is daai in jou lewe? Wat is dit wat jou weerhou om te sê, luister, ek gaan intentioneel wees om Jesus te volg. Ek gaan intentioneel wees met disippelskap in my lewe. Wat is dit? Is dit tyd? Is dit trots? Ek weet nie wat dit is in jou lewe nie, maar dit is so 'n belangrike gedeelte wat ons het om te sê, luister, okay, Here, wanneer ek sê ek gaan die volg, weet ek. En ek besef daar sekere opofferings wat ek gaan moet maak. Maar die wins daarvan, dit wat jy gaan kry, is soveel groter, soveel meer as wat jy ooit kan droom of dink. So dis die eerste beginsel, sacrifice, opoffering. Wat is daai in jou lewe wat die Here miskien vir jou net op jou hart lê en sê, ek wil hê jy moet dit miskien opoffer om my te volg. Dan wil ons gaan na die eerste disipel toe, en dit is Matteus. En nou, Matteus was 'n tollenaar gewees. Nou as daar enige iemand was wat vir die Jode nogal, daar's nie regtig 'n beter woord as dit gehaat het nie, was dit 'n tollenaar. Iemand wat die belasting gaan haal het en sommer so 'n paar ekstra bedrae bygesit en hulle was gesien as skelms, hulle was gesien as outcasts, as mense wat intentioneel ander mense ingedoen het vir hulle eie wins. Nou, hierso kom Matteus en hy's een van daai manne. So jy kan net dink in terme van net die dinamika rondom die disippels en die mense wat by Jesus was, want hier kom hy en hy sê vir 'n tollenaar, iemand wat eintlik geklassifiseer was in daai tyd as 'n sondaar, iemand wat niemand van gehou het nie, wat mense intentioneel ingedoen het, wat agteraf was, al daai goed, en hy kom en hy sê vir Matteus, luister, volg my. Volg my.
En Matteus sê ja. En hy word deel van die disippels. En ons sien in Matteus se lewe hoe die effek van Jesus se liefde en sy hart hom tot op 'n plek gekom het en die uitvloei van dit was dat hy was die eerste man wat Jesus se woorde kon neerskryf, want anders as die ander disippels was hy geletterd geweest, kon hy skryf en hy kon Jesus se leringe kon hy in Hebreëus kon hy oorskryf sodat dit in die geskiedenis en in die toekoms in vasgevang kan word sodat ek en jy dit kan leer en kan lees en dit deel van ons lewe kan maak. Ons sien hier in Matteus se lewe 'n stuk genade. En dit is so 'n groot gedeelte van disippelskap, wanneer ek besluit om myself deel te maak van 'n groep mense wat saam Jesus volg, wat saam 'n proses soos follow doen, wat intentioneel daar geskryf is om te sê, luister hier, hoe volg ek Jesus? Wat beteken dit? Wat is die implikasies in my lewe? Wanneer ek dit doen, dan gaan ek saam met mense 'n pad moet stap en daar's 'n stuk genade in my hart wat na vore kom wanneer ek besef elke een van daai persone, maak saak wat hulle geskiedenis is nie, het Jesus so lief en hy het 'n plan vir hulle lewens. En ook ten spyte van my eie lewe, ten spyte van my eie tekortkominge, ten spyte van my eie verlede miskien, is daar 'n stuk genade waar Jesus wanneer ons sê, luister Here, ek volg U, het hy 'n manier om ons harte te gryp en om te invest in ons lewens. En ons sien dit in Matteus se lewe, die Here sien potensiaal in elke persoon se lewe. En wanneer ek deel word van so 'n groep, het ek 'n rol te speel om iemand anders se potensiaal wat die Here daar gesit het, te ontgin en uit te bring in 'n wêreld op eie en ook my eie potensiaal. Matteus het baie potensiaal gehad, maar alleenlik toe hy besluit om Jesus te volg en deel te word van 'n disippelskap proses, het sy ware potensiaal uitgekom en dit het ewigheidswaarde gehad. Dan die tweede disipel waarop ons wil fokus is Andreas. Nou, Andreas was Petrus se broer. Nou, hy is nou nie regtig een van die bekendste disipels nie. Hy was nou nie een wat 'n paar boeke geskryf het wat ek en jy lees nie. Maar daar was iets in Andreas se hart wat so special was. Hy het iets gesnap van disipelskap wat ek dink so belangrik is vir ons om te snap. En ons kry dit in 1 Johannes waar ons sien dat Andreas word geroep deur Jesus. En op daai tyd was hy 'n volger van Johannes die Doper en hy kom in kontak met Jesus en Jesus sê vir hom, luister, volg my. En hy beleef iets van Jesus, maar dis interessant wat Andreas doen. Dis asof hy vir Jesus sê, okay, Jesus, wag net gou so 'n bietjie, ek moet net gou iemand gaan roep. En hy hardloop na Petrus toe. En hy vertel vir Petrus, luister hier, ek het Jesus ontmoet, jy moet nou saam met my kom. En ons sien hoe Andreas 'n hart het om ander te gaan haal. Sien dat dit wat hy beleef het by Jesus, dat hy nie anders kon as om te sê, ek gaan my broer gaan haal, hy moet hierdie beleef. Hy moet saam met my hierdie journey vat, en hy gaan haal vir Petrus. En Petrus kom by Jesus, en ons sien die hele storie ontvou waar Jesus vir Petrus omhels, en hom intrek as deel van sy disippels, en verder gaan Petrus, ons gaan nou na Petrus se lewe kyk en die impak wat hy gehad het, maar dis interessant dat Petrus nie persoonlik deur Jesus self geroep was nie. Een van die ouens wat die mees impakvolste invloede gehad het in die kerkwêreld, was deur sy broer gaan haal. Ons sien reg deur Andreas se lewe verder, waar hy nooit, soos ek gesê het, iets geskryf het, of so nie, maar hy was 'n sendeling gewees in Rusland, in Skotland, of dit wat ons nou ken as Rusland en Skotland, en in Griekeland en in Asië, maar hy het altyd iets in sy hart gehad om mense na Jesus toe te bring. En dit is so 'n groot gedeelte, ek vertrou dat dit wat die Here in jou hart gaan stoor rondom disipelskap, dat dit een van die kenmerke van jou lewe sal wees.
Dat hierdie nie net 'n follow kursus gaan wees of 'n disipelskap proses of miskien die res van jou lewe sal wees iets net vir jou nie. Maar dat dit wat jy in jou hart beleef, jou so gaan dryf dat jy nie anders kan as om ander mense te nooi nie. En miskien is dit jou roeping. Miskien is dit jou call vir die volgende 6 weke om te sê, luister, ek het miskien nie al die kennis nie, ek het miskien nie al daai goed nie, maar ek het my tyd beskikbaar en ek het miskien 'n huis beskikbaar en ek gaan mense nooi. Want jy weet nooit wie in jou groep gaan instap nie. Jy weet nooit dat die intentionaliteit van hierdie proses wat dit in mense se harte gaan losmaak nie. Hierso is Petrus wat genooi was. En hy het so groot impak in die wêreld gehad en in die kerk gehad. So dit vat ons na Petrus toe. Nou Petrus was 'n interessante een. Ek dink as jy genoeg Bybel lees en jy ken al die verhale en die oomblikke van Petrus se lewe dat jy agterkom is 'n baie impulsiewe ou. Ek bedoel dis baie impulsief, probeer alles of hierdie doen voor hy dink persoonlikheid en is interessant want hy kom uit Kapernaum uit en is deel van Galilea en Josef is een van die groot skrywers van daai tyd skryf en hy het gepraat van die mense van Galilea en hy beskryf hulle so, hy sê they were more anxious for honor than for gain. Quick-tempered, impulsive, emotional, easily aroused by an appeal to adventure, but loyal to the end. En dit beskryf my amper so perfek Petrus as 'n persoonlikheid. Dat of dit nou is in die tuin van Getsemane en om die ou se oor af te kap om te sê luister, ek gaan nou op water loop. Of dit nou is om te sê Here, ek sal U nooit verloon nie en hy doen dit en ons sien sy hele lewe amper as hierdie persoon wat so impulsief optree, maar amper net nie die kat maak elke keer nie. Maar hy's getrou en hy's faithful en hy hou nie op nie, hy gee nie op nie. En dis amazing hoe ons sien hoe Petrus eintlik in te midde van en wie hy in persoon was en sy persoonlikheid, hoe hy as leier optree baie keer vir disippels, amper as 'n tipe spokesperson optree vir die disippels en maak saak hoeveel keer hy geval het of teleurgestel het nie, het hy opgestaan. En hy het weer probeer en hy het sy integriteit gehou. Ons sien iemand hier wat amper hierdie begeerte van aanvaarding het, of om iets 100% reg te kry, en Jesus vat hierdie ou, die ou wat amper nie die kat maak elke keer nie, en hy besluit, oor ek gaan genoeg in hom invest, dat hy sal uitgaan, en hy gaan so groot rol te speel in die kerk, en Jesus sê vir hom op 'n tyd, ek gaan jou gebruik om my kerk te bou, en hy het dit gedoen. Hy was deur 'n proses gewees en daar was een disipel wat naby was aan Petrus. En dit was Johannes. Nou, as jy nou ooit iemand teenoorgesteld wil kry as Petrus, is dit Johannes. En Johannes is bekend as die disipels vir wie Jesus baie lief is. Die geliefde disipel. Nou, dit is interessant dat hy bekend staan as dit, want in sy eie brief waar hy oor homself amper in die derde persoon skryf, noem hy homself die disipel, wie Jesus baie lief gehad het. En ons sien dat Johannes, hy was baie ambisieus, hy het ietsie van 'n meer gehad, maar ook, daar was nie baie genade in sy hart nie. Daar was nie 'n groot stuk aanvaarding vir ander Petrus persoonlikhede amper, as ek dit so kan stel nie. Maar ons sien in Johannes se lewe begin daar iets gebeur. Sien want hy was ook so bietjie en we stel dit amper so half bietjie meer van homself gedink en hy kom heel moontlik uit 'n wel-af familie uit, want sy pa byvoorbeeld Hulle het nie self vis gevang nie, hy het mense gekry om vir hom vis te vang. So jy kry hierdie prentjie, amper hierdie hoofseun prentjie van Johannes. Iemand wat na Petrus sal kyk, en eintlik Petrus hom verskriklik sal irriteer. Iemand wat na Petrus kyk en sal dink, luister hierso,
Kan jy nie net bietjie dink voordat jy iets doen nie? Kan jy net bietjie rustiger nie, asseblief. Ek verstaan, kom ons fokus net. En 'n mens sien hierdie dinamika in Johannes en Petrus, en ek dink dit is een van die kragte van disippelskap, is wanneer ons mekaar se harte begin verstaan, ten spyte van die eksterne goed of persoonlikhede wat nie noodwendig normaalweg oor die weg sal kom nie, die Here 'n manier om ons vas te bind. Sien, Johannes het soos wat die tyd aangaan het, en soos wat hy tyd saam met die Here spandeer het liefde, lees ons in die woord, so kerngedeelte van sy lewe geword. Wat hy gesê het, luister, daai een opdrag wat die Here gesê het, van jy moet mense lief hê, kon jy sien, het Johannes, en jy kan lees, het Johannes sy hart gegryp, en daar's 'n transformasie in sy hart. En ek wil vir jou 'n gedeelte lees in Johannes 20, wat ek dink amper die verhouding tussen Johannes en Petrus ook goed opsom. Want daar's ook waar hulle mekaar se lewens geslyp het, die disippels. En ons sien die effek wat elkeen gehad het in die uitvloei van hulle lewens na 'n disippelskapproses saam met Jesus. Maar hierdie storie kleur vir my op daai prentjie so mooi in. En dis in Johannes 20, nou Jesus is gekruisig, en hulle het sy liggaam gevat, sy lijk gevat in die graf, en Maria, hulle gaan graf toe, hulle kom agter Jesus se lijk nie daar nie, hulle hardloop na Johannes en Petrus toe. En nou hulle sê, luister, julle moet kom, Jesus se liggaam is nie meer daar nie. En ons tel die storie in Johannes 20 vers 1 op. Sê die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, nou Johannes skryf hierdie, net om vir julle te sê, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was. Hy praat van homself. En sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, en dit is interessant hoe Johannes hy wil net hierdie punt oorbring. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop, en eerste by die graf gekom. En toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie, en hy sê net ook hierdie, luister, het nie ingegaan nie, want Jood het nie in die graf ingegaan nie, dit was onrein, jy mag nie dit gedoen het nie, so hy maak net seker, hy almal weet, hy het nie ingegaan nie. Nou het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. So dit is interessant wat Johannes net hier verduidelik, en hoe hy hierdie prentjie inkleer van amper hierdie dinamika tussen die twee op verskeie plekke in die woord ook dan skryf Johannes, en in Johannes 21 skryf hy ook, en dan sê hy nie, Petrus het probeer visvang, maar hy het niks gevang nie. En hy maak net sulke statements, en dit is interessant om die dinamika tussen hulle te sien, maar in Johannes 21 kom ons in dieselfde Johannes skryf, en hy skryf amper die laaste gedeelte van sy brief, van sy boek, en besluit om daarmee af te sluit, skryf hy in Johannes 21, en hy skryf die volgende, waar Jesus vir Petrus eenkant toe roep. Na hy hom 3 keer verloon het, kom hy en Jesus roep Petrus eenkant toe, en ons tel die storie op in Johannes 15. Sê, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, ek het jy baie lief. En hy gaan aan, hy sê, Jesus vra hom 'n derde keer, Jesus, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Sien Johannes, die verhouding tussen hom en Petrus was so sterk.
as gevolg van 'n pad wat hulle saam gestap het. Dat hy besluit die laaste oomblikke wat hy die laaste woorde wat hy wil skryf, is om hierdie storie te vertel. En ons sien hoe Petrus van hier af gaan. En hy gaan uit, nadat Jesus hom weer herstel het, nadat hy miskien gevoel het, hy deur dit teleurgestel. Herstel hy hom, en hy stuur hom uit in 'n wêreld op uit. En dit is vir my amper die eindprentjie van disippelskap. Want ons sien in die disipels se lewe om te sê, ek gaan Jesus volg met alles in my. Ek gaan dit saam met mense doen van verskillende agtergronde, verskillende persoonlikhede. Ons gaan saam Jesus volg. En die goed wat gebeur het in daai interpersoonlike verhoudinge, maar meer as dit. Dat elkeen van hulle het 'n roeping in hulle lewe gekry. En hulle het dit gaan uitleef. Maar dit alles begin by 'n sacrifice wat hulle gemaak het. En ek wil jou aanmoedig, soos wat ons follow, nou gaan begin volgende week. Wil nie daai stap van geloof vat en sê, ek gaan mense nooi na my huis toe, of ek gaan 'n host wees vir mense nie, of ek wil by 'n groep aansluit. En ek wil deel vorm van hierdie prentjie. En ons vertrou dat dit wat die Here in en deur jou lewe uit daai proses uit gaan doen. Dat Pretoria in Suid-Afrika en jou vriendekring en jou gesin en oral waar jy gaan, dat dit nooit weer dieselfde gaan wees nie. Ek gaan vir ons bid. Ja, Here, dankie. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, Here. Dankie dat ons kan sien, Here, net uit die pad wat U met die disippels gestap het, Here. Net die effek wat dit in hulle lewens gehad het. Here, dat van die persoon van Matteus, Here Jesus, wat eintlik niemand van gehou het nie, wat 'n sondaar was, wat 'n tollenaar was, Here, tot iemand wat so groot impak gehad het om net U woord te verkondig en om U leringe neer te skryf, Here Jesus. Tot Petrus wat amper net nooit die mas opgemaak het, Here Jesus. Dat U elkeen van hulle gebruik het en saam met hulle 'n pad gestap het, en ons bid en vertrou, Here, dat soos wat ons in die volgende 6 weke van die 15de af, Here, dat U dieselfde pad in ons harte sal losmaak. Dat ons mense sal nooi en deel maak, Here Jesus, en ons sien uit om te sien dit wat U deur en in ons lewens gaan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. I searched the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, yes, I know it's true.
nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into islands. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into islands. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who Wat 'n voorreg is dit nie vir ons om net die Here te kan aanbid en ons word gelei eintlik Sondag na Sondag deur soveel talentvolle musikante nie en miskien is dit iets wat in jou hart stuur. Miskien het jy 'n talent wat jy wil gebruik en wil deel raak van ons aanbiddingsspan. Nou daar's audisies die 10de en 11de, dis nou Dinsdag en Woensdag. So kom bring jou talent en word deel van hierdie amazing team. Jy kan net gaan na ons webwerf toe en gaan registreer daar. En dan ook follow. Ons het begin volgende week en ons het training ook vir al ons hosts. So gaan kyk gerus op ons webwerf, gaan registreer daar as host of as jy net 'n groep wil join vir hierdie proses. Moet dit nie mis nie, maak seker jy kom daarby uit. En dan is dit ook na ons geleentheid om net ietsie van 'n investment te maak, ook finansiëel. En dit is so voorreg wat ons het om dit te kan doen. En om dit wat die Here mee besig is in en deur ons kampus, het ons finansies nodig. En dit is eintlik so 'n maklike tool wat ons het om 'n baie groot impak te maak. So terwyl jy dit doen, wil jy nie net in jou eie hart net hoor by die Here, Jesus, wat is dit wat hy op jou hart lê om te gee? En regtig 'n moment daarvan te maak nie. En jy kan ook op ons webwerf gaan kyk, daar's 'n link dat jy gaan guide ander maniere om te gee. Maar mag jy beleef hoe die Here net finansiëel ook in julle prentjie instap sodat julle kan uitgaan en ook 'n verskil te kan gaan maak. So terwyl julle dit doen, ons paar exciting goed wat opkom, so kyk gerus na ons familienuus. So een van die eerste goed wat mense vir my sê wanneer ek hulle vra wat het gemaak dat julle by hierdie kerk aangekom het of aangesluit het, antwoord hulle vir my, dit is die hele gevoel van om deel te wees van 'n groepering van mense wat saam op pad is ergens heen. As jy so 'n bietjie oor my skouer kyk, sal jy sien, ons praat van Family on Mission, dis waaroor dit gaan. En ek wil jou vandag kom daag, sien jy jouself net as 'n bywoner op 'n Sondag of voel dit vir jou regtig of jy deel is van hierdie familie wat op 'n missie is. Ons het vir daai rede, het ons elke kwartaal, het ons 'n nuwe mensegeleentheid waar ons net in mense se lewens kom inspreek en hulle kom posisioneer sodat hulle kan 'n sterk wegspring hê in terme van wat hierdie familie op 'n missie regtig beteken en hoe dit hulle lewens kom impliseer. En ek wil jou uitnooi, maak seker jy's daar, wees deel van die familie. Ons is Verloof Wat Nou is 'n wonderlike belegging om jou reg te kry vir jou groot dag. Maar jy moet vinnig maak want daar is beperkte plek en tyd raak min.
Doxadeo bied aan die Run and Cycle for Hope Challenge. Hierdie is ons derde familie sportgeleentheid wat sal plaasvind op 21 en 22 Augustus en hierdie ronde vat ons hande met ander kerke in ons stad ten bate van Bybelverspreiding in Tshwane. Weens huidige beperkings gaan hierdie in 'n virtuele formaat gebeur waar stappers en hardlopers 'n 5, 10, 21 of 42 km en fietsryers 'n 10, 20 of 40 km kan voltooi op hulle eie tyd en roete en dit dan oplaai. Kyk gerus uit vir meer inligting op ons Instagram page Doxadeo Brooklyn Sport om te registreer en kom wees deel van die verspreiding van God se woord in ons stad. Die doop is 'n verklaring van my identiteit in Christus. Ons doop nie klein of groot nie, maar gelowiges. Wil jy gedoop word? Dan nooi ons jou na ons volgende doopgeleentheid en doopgesprek.